Ek glo en vertrou dat daar waar jy sit, jy bewus is van ons Here se nabyheid. Ek wonder of ons besef wat 'n wonderlike voorreg ons het om die Here te kan aanbid en te kan eer op hierdie wyse, om tegnologie te hê wat maak dat ek en jy, waar ons nie by 'n kerk kan uitkom vandag nie, waar ons op hierdie wyse kan worship, waar ons op hierdie wyse deur God se woord gevoed kan word. Dit is so kosbaar en dit is so spesiaal en ek is so bly dat jy dit saam met ons deel en grace en peace van my kant af. Voordat ons gaan luister wat die Here vanmôre vir ons wil leer, kom ons sit net so en kom ons maak ons oë toe. O Here, ons wil vir U dankie sê dat ons almal weer bymekaar is vandag. Ons wil vir U dankie sê dat U ons bewaar het deur 'n week, dat U na ons gekyk het, dat U vir ons gesorg het, dat U vir ons voorsien het. Ek wil vir U dankie sê vir almal wat op die pad was, wat U veilig gelei het en almal wat siek was, wat weer gesond is en hulle wat nog siek is en struggle met griep en verkoue en longprobleme en goeters. Ek wil vra dat U sommer net vir hulle ook sal kom aanraak met die healing en sal ontmoet en sommer elkeen wat net nie lekker voel nie of struggle met een of ander emotional of mental issue wat vir hulle sommer die lewe moeilik maak. Ek vra dat U vir hulle net sal kom touch en dat hulle net vir U sal beleef. En my gebed is, Here, dat elkeen, soos ons nou hier sit en soos elkeen in sy sitkamer of kamer of waar ook al vanmôre sit om deel te wees van hierdie diens, Here, dat elkeen nou bewus sal wees van U teenwoordigheid. Ek wil vra dat U woord sal kom en dat U deur my sal kom praat en deur my sal kom werk en my sal wegsteek agter die kruis. En ek wil vra dat U met elkeen van ons vanmôre sal praat, dat hierdie boodskap nie maar net sommer iets sal wees wat ons hoor en dan gaan ons net weer aan na die tyd nie, maar dat ons dit ter harte sal neem, Here, en dat ons na U sal luister en dat ons dit sal gaan leef wat U vanmôre vir ons leer. Ons sê vir U dankie vir U woord en ons sê vir U dankie dat U vir ons leer. In Jesus naam, amen. Verlede naweek was ons as gesin Secunda toe. Ons het so 'n bietjie gaan kyk hoe lyk dit daar by John hulle 2 weke terug soontoe getrek en John is nou daarso in Kruik gemeente in Secunda in. En ons het donderdagmiddag hier by 2:30 se kant eers kon ry. So toe tref ons hierso by Johannesburg se kant toe dit donker is. En ons het goed gery tot daar sit die pad was geweldig besig, ons het die pad geken, ons het geweet hoe om te ry. Maar toe ons Johannesburg se onderste deel tref, toe onmiddellik toe is die pad mos nou vreemd en ons ken nie die pad nie. So wat ons toe gedoen het, ons gaan na Google Maps toe op ons foon en sit dit aan en ons volg die GPS. En die GPS het ons gelei deur die besige Johannesburgstrate, paaie daar aan die onderkant van Johannesburg, reguit gelei, die pad aangedui sodat ons uiteindelik in Secunda kon kom. Ons moes die GPS volg en kort het die GPS vir ons gesê, ons gaan nou links draai of ons gaan nou regs draai of dit of dat, nee. En dit het dit sommer net soveel makliker vir ons gemaak en op daai oomblik toe verpraat ek so met John en met Stefan en Cindy en ek sê vir hulle in ons jonger dae het ek en Pedro baie keer in Johannesburg gewees en daar was nie GPS nie, so ons het met die kaart gesit en dit was soveel moeiliker gewees, nee, om die pad te kry want jy moet die kaart interpreteer. Die GPS maak dit so maklik want die GPS wys vir jou presies, daar's 'n pyltjie en jy moet net ry soos die pyltjie sê en jy moet net luister wat die stem ook vir jou sê. En as jy moet afdraai of regs draai of wat ook al, nee, dat jy dit net sal doen. So dit maak dit net soveel makliker. En dit het my so laat dink aan ons lewe. Dat baie keer leef ek en jy in hierdie lewe sonder 'n GPS, sonder rigting. En ons tas as ware in die donkerte rond. En ons dink ons moet hierdie pad vat en ons dink ons moet daai pad vat. Terwyl daar 'n GPS is wat vir my en jou die pad kan aandui in ons lewe. En dis waaroor die Here vanmôre met ons wil praat. En die tema van vanmôre se boodskap is God se GPS. God se GPS. En ek sê dit met groot respek vanmôre as ek sê dat God het 'n GPS wat altyd gereed is
om vir ons die pad baie duidelik aan te dui, wat altyd gereed is om te praat en vir ons te sê, stop, wees versigtig, draai links, draai regs, volg hierdie roete, vat hierdie afdraai. En dit is die Heilige Gees. En ek dink baie van ons tas in die donker rond en ons maak so 'n klomp verkeerde besluite omdat ons nie noodwendig na die Heilige Gees se leiding soek nie, omdat ons nie noodwendig na sy leiding luister nie. Ons menslike geaardheid is van so 'n aard, ons wil graag doen wat ons wil, wanneer ons wil, soos ons wil. Nou ongelukkig is dit 'n pad wat baie keer vir jou distraction bring. Dit is 'n pad wat baie keer maak dat jy die verkeerde besluite neem. Wat maak dat jy later dan sê, pleks ek het dit gedoen, of pleks ek het dat gedoen, of ek moes nie dat gedoen het nie. So die beter manier is, om die Heilige Gees se leiding te soek, om dan sy leiding te volg en daarna te luister. En hoekom? Want dit is God se GPS wat hy binne in my en in jou geplaas het. So waar ek en jy ook al gaan, is die Heilige Gees in ons, met ons, by ons. Ons is nie noodwendig altyd bewus van sy teenwoordigheid nie, want ons is nie altyd daarop ingestel nie. Maar hy is altyd by ons. En hy is altyd daar om ons te lei. En dis waaroor ons vanmôre gaan praat, oor God se GPS. En 3 belangrike goed wat die Here vir my en jou wil leer, oor dit wat die Heilige Gees in ons lewe wil doen, wat hierdie beeld aanbetref van dat hy ons GPS is. En die eerste is, vertrou die Heilige Gees vir die regte pad. Vertrou die Heilige Gees vir die regte pad. En ons teksvers hierso waarna ons kyk is Johannes 16 vers 13. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own, but he will speak whatever he hears. He will also declare to you what is to come. En hier's nou voor ons bietjie dit net ontleed, wil ek net sê, check net hierso hoe hy daarso sê, for he will not speak on his own, but he will speak whatever he hears. Met ander woorde, die Heilige Gees is deel van die drie-eenheid en is deel van God, nê, en hy spreek vir ons en hy lei vir ons soos die Vader vir ons wil sê, nê. Maar luister nou hierdie vers, die eerste deel van die vers, when the Spirit of truth comes, the Spirit of truth. Met ander woorde, hy praat altyd die waarheid. He will guide you into all the truth. So die Heilige Gees sal ons nooit verkeerd lei nie. Die Heilige Gees sal nooit vir ons iets sê wat nie waar is nie. Hy is volkome in die waarheid. Hy is die waarheid, nê. En hy lei ons in die waarheid. En die woord sê ons ook dat Jesus is die waarheid, nê. So ons kan staat maak op die Heilige Gees wat ons nie sal mislei nie. Vandag word ons baie mislei deur fake news en scams en mense wat agendas het ensovoorts. Die een ding wat ek en jy kan weet is dat die Heilige Gees dit nooit met my en jou sal doen nie. Hy lei ons altyd met waarheid en in waarheid. Maar nou die woordjie waarna ek daar wil kyk is die woordjie guide, nê. En die woordjie guide daar is die woordjie, Griekse woordjie hodegos, en dit beteken letterlik to guide of om te lei, en dit kan letterlik ook dan beteken 'n gids, nê. So met ander woorde wat die woordjie vir ons sê is dat die Heilige Gees is 'n gids wat vir my en jou as 'n reisiger die veiligste roete deur 'n onbekende land of 'n onbekende plek wys, nê. So kom ons vat dieselfde beeld wat ek net nou vir jou gegee het, toe ons gery het verlede naweek en daardie onbekende deel getref het van Johannesburg se Sekunda toe, 'n pad wat ons nog nooit gery het nie, nê. Hoe die GPS ons gelei het, die Heilige Gees is daardie GPS wat wanneer ons op 'n vreemde pad is, wanneer ons nie weet wat om te doen nie, wanneer ons nie weet watter kant toe, of moet ek links gaan, moet ek regs gaan, moet ek stop, moet ek wag, wat is dit wat ek moet doen, is die een wat vir ons lei. En hy is die gids, nê, wat die veiligste, die vinnigste en die genotvolle roete ken. So met ander woorde, wanneer ek hom vertrou, sy leiding vertrou en hom volg,
dan gaan ek die veiligste pad stap, ek gaan die vinnigste pad stap baie keer, en ek gaan die genotvolste pad stap. So daar sal joy wees ten spyte van dat die pad dalk moeilik is. Die ander beeld van hierdie woord is dat dit 'n toergids is. As jy na 'n onbekende land toe gaan, byvoorbeeld Israel, nê, iemand wat al die plekke ken en weet wat is al die Bybelse goeders wat daar plaasgevind het, is dit altyd goed om 'n toergids te hê, en die toergids lei vir jou en vertel vir jou en alles, en dis ook die beeld hierso, dat die Heilige Gees as ware my en jou toergids deur die reis van die lewe is. Die ander betekenis van hierdie woord wat ons ook kan sien hierso is, dat hy 'n gids vir die blindes is, nê. Dis die beeld ook hierso, nê, dat ek en jy partykeer amper is soos 'n blinde wat nie weet waarna toe, wat om te doen nie. Ons kom baie keer in sulke situasies in ons lewe, wat ons trapped voel en alles voel vir ons donker en ons weet nie, en dan is die Heilige Gees ons gids. Maar die ding is, nê, ek moet hom kan vertrou. Ek moet my vertroue in die Heilige Gees se leiding kan plaas om hom te volg. En daarom is dit so belangrik dat ek sal besef dat die Heilige Gees is God binne in my. Die Hemelse Vader het die Heilige Gees gestuur om in my en jou te woon, juis om ons te lei, juis om ons gids te wees, juis om vir ons die pad aan te wys. En ek kan hom vertrou vir die regte pad. Ek kan hom vertrou vir die beste pad. Baie keer in ons lewe, in die wêreld, as ons 'n pad ry, soos Sekunda toe verlede naweek, daar's 2 paaie wat jou by Sekunda kan uitbring. Die een pad lyk sleg, is vol slaggate en is gevaarlik. Die ander pad is goed. So watter pad lei die GPS ons op? Die beste pad. En dis dieselfde, die veiligste pad. Dis dieselfde wat die Heilige Gees vir my en jou doen in ons lewe. Hy lei ons op die veiligste pad, op die beste pad, om by 'n spesifieke plek in ons lewe uit te kom. Maar ek moet hom vertrou. Ek moet nie met hom redeneer daaroor nie. Dit help nie ek, as die GPS sê, draai links, sê, nee, ek gaan regs draai, want ek wil regs draai. En dan, wat doen jy as jy dit doen? As jy verkeerd draai, dan sê die GPS, nou vergeet ek, hy het gewoonlik is 'n ding wat die stem sê, nee, wat daarop neerkom, hy recalibrate hom nou, so hy kry nou weer sy rigting, en dan daai hy vir jou aan. Maar onmiddellik, nee, sê die GPS vir jou, jy het verkeerd gedraai. En dit is presies wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees, as ons op 'n verkeerde pad gaan, sal hy vir ons sê, maar die probleem is, as ek hom nie vertrou nie, gaan ek nie luister na wat hy sê nie. As ek vol van myself is, en ek maak staat op my eie insig, en ek maak staat op my eie kennis, en ek is opgeblaas in myself van ek weet wat is die regte ding om te doen, so baie mense in vandag se tyd lewe, nê, dan gaan ek nie luister as hy die goed vir my sê nie. En die ander ding is ook, ek gaan ook nie sy wil soek nie, want ek weet mos die beste. Mense, kan ek vandag vir jou sê, en ek dink ek het dit nou die dag ook in 'n boodskap gesê, kom ons kry net daai leuen uit ons kop uit. Nie ek of jy weet ooit die beste nie, okay? Ons beste is baie keer die slegste. Kom ons sê dit vir mekaar. Die keuses wat ons maak is baie keer die verkeerde keuses, omdat ons dit sonder die Here maak. So daar's 'n beter pad. God gee vir ons sy gids. God gee vir ons sy GPS, wat binne in ons woon, om vir ons die pad te wys. En wat ek moet doen, ek moet hom vertrou vir die regte pad, nê. Romeine 8 vers 16 sê, the Spirit himself testifies together with our spirit that we are God's children. So ek kan hom trust, want hy sê nog, binne in my, herinner hy my daaraan, ek is God se kind, en as ek God se kind is, beteken dit God wil die beste vir my. God kyk na my. God sal my nie op 'n pad lei in my lewe wat sleg vir my is nie. God sal nie op 'n pad vir my lei wat vir my disaster gaan bring nie. Dis nie wie hy is nie. Okay, dit bring ons by die tweede ding. Kom ons gaan terug na die beeld van die GPS toe. Okay, ek trust daai Google Maps. Ek trust daai GPS en ek volg sy en ek luister en ek volg. En dit bring ons by die gedagte dat ek en jy moet die Heilige Gees volg. Ons moet die Heilige Gees se leiding volg. Ons moet hom nie net vertrou dat hy daar is om ons te lei nie. Ons moet volg
As hy vir ons sê, gaan links, as hy sê, gaan regs, as hy sê, oppas hier se draai, of dit, nee, dan moet ons daarna luister. En dit bring ons by 'n volgende teks, Romeine 8 vers 14. For all those led by God's Spirit are God's sons. Nou die woordjie led daar is die Griekse woordjie ago, wat letterlik beteken to lead of om te lei, maar die beeld daar wil ek vir jou verduidelik, as ons die woord so 'n bietjie verder opbreek, jy sien, die taal is so ryk, nê, en dit gaan my maak dat ek dit beter verstaan, is die beeld van 'n dier, wat deur 'n tou is om die dier se nek vasgemaak, en nou stap die persoon voor en hy lei die dier. En wat die dier doen is hy volg waar ook al sy eienaar hom lei. Vir my en jou, die beeld wat ek en jy kan kry, is ons gaan stap met ons honde en hulle het hierdie ding is 'n halsnekkie om hulle en 'n tou wat ons of 'n leiband wat ons gebruik, nê. En hulle moet ons volg. Baie keer ongelukkig volg ons hulle, nê, want hulle wil die pad aandui, nê. Maar as ons gaan kyk na die diere waarvan hier gepraat word, nê, kom ons vat byvoorbeeld 'n perd, nê. As jy 'n perd so sal jy hom lei, nê, en hy sal jou volg. Ag, die mense, onthou maar julle hierdie beeld, julle verstaan presies wat dit is, nê. So die eienaar het hierdie tou om die dier se nek vasgemaak, die dier volg waar die eienaar lei. En nou wat sou gebeur as die dier in 'n rigting gaan wat die eienaar nie wil hê hy moet gaan, hy sal die eienaar liggies aan hom trek en hy sal sy pad korrigeer. As hy nie sy pad korrigeer nie, dan sal die eienaar harder trek en partykeer hom dan selfs ruk sodat hy op die regte pad kan kom, nê. En dis dieselfde beeld. Die Heilige Gees gaan my en jou nie net sommer ruk na die ander pad toe. Hy sal liggies vir ons nudge, is die Engelse woord, nê. Hy sal ons pols. En liggies vir ons sê dat ek en jy moet hierdie kant toe gaan, moet dit doen, moet hierdie oppas hiervoor, oppas daarvoor, doen dit. En as ons nie luister nie, sal hy harder met ons praat en sal hy harder met ons praat en partykeer ruk hy ons dan ook terug, nê. En dis nog gewoonlik nie baie lekker nie. Die woordjie agon se wortel beskryf eintlik, die woord daarvan beskryf eintlik die woordjie ago kom van die Griekse woord agon. En dit beskryf 'n intense konflik. En dis wat partykeer ook met ons gebeur. Ons kan partykeer binne in ons 'n intense konflik hê van wat moet ek doen? Moet ek hierdie kant toe gaan? Moet ek daai kant toe gaan? En daai konflik is tussen my wil en God se wil. Ja. So partykeer volg ek en jy maklik die pad van die Heilige Gees. Partykeer volg ons maklik sy leiding, maar ander kere is daar hierdie battle in ons want my wese wil hê ek moet soontoe gaan. My vlees sê gaan soontoe, doen dit. En die Gees sê nee, moenie dit doen nie, gaan soontoe, doen dit. En dan kom staan hierdie twee goed baie keer teenoor mekaar en daar is hierdie stryd binne in ons. En jy sien nou kom dit terug by dat ons die Heilige Gees moet vertrou. Want as ek die Heilige Gees vertrou en weet hy's God wat my beste belange op sy hart het, dan word dit mos makliker om my wil te surrender aan sy wil. Want dan weet ek mos wat hy vir my beplan is die beste en die goeie. Maar as ek hom nie vertrou nie, dan gaan my wil gedurig met hom bots en met hom bots en met hom bots en met hom bots. So daarom is dit so belangrik dat ons die Heilige Gees moet vertrou. En soos ons dan nou ook sê, dan moet ons sy leiding volg. Letterlik soos hierdie dier wat 'n tou om die nek het en sy eienaar volg. Letterlik blindelings volg, omdat ek weet my eienaar is lief vir my eienaar weet wat die beste vir my is, en dis my God. Hy's baie lief vir my. Hy beplan mooi en goed vir my en jou, en hy sal my en jou op die goeie en die regte paaie lei, nie noodwendig altyd die maklikste paaie,
in ons lewe nie, want baie keer kom daar challenges en die Here laat dit toe sodat ons hom meer vertrou, sodat ons nader aan hom moet kom, sodat ons meer sy leiding moet soek en nie vol van onsself raak en dink ons kan dit doen nie. Luister wat sê Paulus in Galasiërs 5 vers 25. If we live by the Spirit, let us also keep in stay by the Spirit. Die New Living Translation sê dit baie mooi. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. In die konteks van vandag kan ons eintlik sê, since we are living by God's GPS, let us follow the GPS's leading in every part of our lives. Ek sê dit met respek. So, wanneer ons lewe deur die Gees, wanneer ons lewe in kontak met die Gees, kom ons volg die leiding van die Gees. Dis wat Paulus daar sê. En hy sê in every part of our lives, nie net in sekere dele van ons lewe nie, maar in elke deel van ons lewe. En dit bring ons by die derde gedagte. Ons moet die Heilige Gees vertrou, ons moet die Heilige Gees se leiding volg. Maar die volgende een, en dis so 'n belangrike een, luister na die Heilige Gees se fluistering. Ek kan letterlik sê luister na die fluistering. Luister na die fluistering. Jy sien, die Heilige Gees praat nie noodwendig altyd hard met ons nie. Baie keer fluister die Heilige Gees vir ons. En ek moet so in kontak met hom lewe, dat ek onmiddellik daardie fluistering sal hoor. Dat ek onmiddellik daardie fluistering sal ervaar. En ek dink dis wat die probleem met so baie van ons is. Handelinge 16 vers 6 tot 7 vertel 'n baie interessante ding. Dit gaan hierso oor Paulus. They went through the region of Phrygia and Galatia. They had been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. When they came to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. Luister net hierso, nee. In vers 6, the Spirit forbid them to speak in Asia. En toe hulle na die ander plek, toe hulle na Bithynia toe wou gaan, the Spirit of God, of Jesus did not allow them. Die Gees het hulle verhinder. Dis letterlik wat Paulus hierso sê. Die Gees het hulle gestop om te praat en te leer in Asia, en die Gees het hulle verhinder om na daardie ander plek toe te gaan. En wat het Paulus gedoen? Hulle het geluister. Hulle het gedoen wat God gesê het. Hulle het die leiding van die Heilige Gees gevolg. Let wel, hulle weet nie noodwendig hoekom hulle verhinder is nie. Hulle weet nie noodwendig hoekom die Heilige Gees hulle nie toegelaat het nie. Maar hulle het geluister na die Heilige Gees. Miskien was daar gevaar, miskien sou hulle doodgemaak geword het, of wat ook al. En dit is wat die Heilige Gees in my en jou lewe ook doen. Partykeer sal die Heilige Gees ons stop en sê, moenie dit doen nie. Moenie op hierdie pad gaan nie, omdat hy weet wat is die gevare. Of partykeer sal jy net hierdie fluistering ervaar wat die Heilige Gees vir jou sê, oppas. Kom ons sê argumente onthaalwe. Ek gaan 'n baie eenvoudige storie, 'n voorbeeld noem, nee. Jy het besluit, jy gaan die naweek weg, en jy gaan 3 uur ry. En daardie vorige nag ervaar jy net in jou spirit, nee, ek moet 2 uur ry. En nou verstaan jy nie hoekom het jy 2 uur ry nie. Of dalk sê hy, ervaar jy nie, ek moet 4 uur ry. En wat kan wees is dat die Heilige Gees weet wat se gevaar daar op die pad is, en hy nudge jou, hy prompt jou, en sê vir jou, wag, ry 2 uur, want dan gaan jy dit mis. Of ry 4 uur, want dan het dit klaar gebeur, of gaan dit nie gebeur, of wat ook al. Dis 'n baie eenvoudige voorbeeld. Ek wil vir julle 'n persoonlike voorbeeld vergee en 'n storie daaroor vertel. Toe John klein was en Petrus se ouers in Jeffreys Baai gewoon het hulle Petrus se sussie het op daardie stadium in Durban gebly,
En dan baie keer as hulle hier kom kuier het, dan was hulle ruk by ons en dan het hulle weer na Stephanie toe gegaan en dan weer teruggegaan. En die een keer toe hulle hier was, het wou hulle graag vir John saamgevat het Durban toe. En John was baie opgewonde eintlik om te gaan, om saam met hulle te gaan, want hy gaan dan bietjie see toe ook en alles. En alhoewel dit vir my en Pietro moeilik was, want dit is die eerste keer wat ons kind sou weggaan, het ons vrede gemaak en het gesê dis oukei. Maar die aand voordat hulle sou gaan, het ek 'n ongelooflike onrustigheid in my gees ervaar. En ek het gestoei met die Here en ek het net ervaar dat die Here vir my sê, moenie dat John gaan nie. Moenie dat John gaan nie. En dit was so erg, ek het vir Pietro gesê, luister, ek kan nie vir jou sê hoekom nie, ek ervaar net, ons moenie vir John laat gaan nie. En die volgende oggend het ek dit gesê en ek het dit vir my skoonouers gesê, wat op daardie stadium, en ek het begrip daarvoor, dit nie noodwendig verstaan het nie, en gedink het ek is paranoid. Lang storie kort te maak, hulle het gery, en net aan die kant Harry Smith het hulle 'n groot ongeluk gehad. En toe ons daai nuus kry, toe weet ek en Pietro, dis hoekom die Heilige Gees my geprompt het en gesê, John, moenie gaan nie. En ons was so dankbaar, ons het na daardie stem geluister. En verstaan baie mooi, as ek dit sê, dan sê ek nie daarmee, kyk hoe wonderlik is ons nie, alles behalwe, al die eer aan ons Here. Maar dis hoe die Heilige Gees werk. Hy prompt ons baie keer, en jy sien hierdie nudging, nee, hierdie fluistering partykeer wat vir my sê, hey, jy sien die Holy Spirit skree nie sommer nie. En die probleem is, baie keer hoor ons dit nie. Want baie keer is ons sidetrack, ons is so consumed met onsself, of ons is so consumed met die wêreldse dinge, dat ons nie die Heilige Gees hoor nie. Dis nie dat hy nie praat nie, dis nie dat hy ons nie lei nie, dit is dat ons hom nie hoor nie. As ek vir jou 'n beeld kan gee, sê net maar gou-gou, né? Jy het musiek hard aan in die kar, en die GPS is op die foon, maar die GPS sê vir jou, draai links, in soveel dinge gaan jy regs draai, maar die musiek is so hard, dat jy nie die stem hoor nie. Dis amper die idee. Ek en jy word so baie keer gesidetrack deur die lewe, deur die wêreld, deur onsself, deur geld en besittings en plesier en seks en you name it. Dat ons nie gefokus is op die Holy Spirit nie. En dan praat die Heilige Gees met ons. En hy prompt ons, en hy waarsku ons, en hy sê vir ons, maar ons hoor nie. Jy sien, so om die fluistering van die Heilige Gees te hoor, beteken dat ek moet in kontak met die Heilige Gees lewe. Ek moet connected met hom lewe. En dit is 'n elke dagse proses. As ek connected met hom is, gaan ek sy stem hoor. As ek connected met hom is, sal ek onmiddellik ervaar as hy my prompt. En sal ek ag gee daaraan. En dan selfs wanneer ek dit nie verstaan nie, want as ek teruggaan na daardie storie toe met John, ek het dit nie verstaan nie, Pietro het dit nie verstaan nie, my skoonouers het dit nie verstaan nie, maar God het geweet. God het geweet. En dan kom dit, ek sit my vertroue in die Heilige Gees se leiding, omdat ek weet God het my belange op die hart. Hy wil vir my die beste doen. Hy wil my die beste gee, hy wil my op die beste pad lei en hy wil my beskerm. En daarom mense, is dit so verskriklik belangrik, dat ek en jy nie die Heilige Gees in ons lewe sal ignoreer nie. Dat ons rarig connected met hom sal leef, connected met God sal leef. God is binne in ons, baie keer ignoreer ons hom, baie keer maak ons of hy nie daar is nie. En dan sê ons, maar hy's ver. Hy's nooit ver nie. Hy's so ver soos wat ek en jy kies om hom te plaas.
Hy's binne in ons. As ek fokus op hom, as ek in kontak met hom leef, as ek connect met hom, as ek moeite doen met hom, dan gaan ek makliker sy stem kan volg, sy leiding volg, sy stem kan hoor, sy nudging, sy pull kan ervaar. So kom ons vat gou saam, die 3 goed wat die Here vir my en jou leer vandag as hy vir ons sê, dat sy gees is as ware die GPS wat vir my en jou lei hier op die lewe, is vertrou die Heilige Gees vir die regte pad, volg die Heilige Gees se leiding, en luister na die Heilige Gees se fluistering. Hy's letterlik ons toergids, wat ons lei en vir ons die beste pad wil wys, want hy weet klaar wat is die pad waarop God ons wil sit. 'n Goeie pad, 'n genotvolle pad, sodat daar joy kan wees, selfs as ons partykeer in moeilike situasies is. Hy's ons GPS. Die GPS wat weet presies, die GPS wat nie ingestel is op 'n satelliet in die lug nie, maar die GPS wat direkte verbinding met die hemelse Vader het, en wat presies weet, waarna toe ons moet gaan, wat ons moet doen, wat ons nie moet doen nie. En my en jou taak is om sy leiding te volg en gehoorsaam te wees. En mense, dit kan verskriklik rampspoedig wees, om te stry teen wat die Heilige Gees ons lei, en om ons eie pad te loop. Dit kan rampspoedig wees om ons doof te hou vir sy fluistering. Ek hoor hom, maar ek ignore dit. Ek hoor hom, maar julle weet ons kinders partykeer as jy vir hulle iets sê wat hulle nie wil hoor nie, dan maak hulle ore toe. En hulle maak of hulle jou nie hoor nie. En partykeer dink ek doen ons dit met die Heilige Gees. Dit kan baie rampspoedige gevolge in ons lewe hê. So baie slegte goed wat met my en jou gebeur, sal nooit gebeur as ons die leiding van die Heilige Gees volg nie. Maar as ons hand in syne plaas, as ons connected met hom leef, en ons vertrou hom, en ons volg hom, en ons luister na sy fluistering, dan kan ons weet, die beste gaan vir ons daar wees. Letterlik sê die beste, nie noodwendig altyd die maklikste nie. God het partykeer 'n manier om jou op 'n pad te lei, wat challenging is, want hy wil jou laat groei, hy wil jou bou, en hy wil jou sterker maak vir die toekoms, vir wat hy in jou en deur jou wil doen. En mense, ons het sopas 'n nuwe era in ons gemeente begin. 'n Era wat die Here ingelei het, 'n era wat die Here vir ons gegee het, 'n nuwe kerk gebou, met planne wat van die Here afkom. Kan ek vandag vir jou sê, kom ons as gemeente, ons as individue, stel ons in op die Gees se leiding, en ons vertrou hom, en ons volg hom, en ons luister na sy fluistering, maar kom ons as gemeente doen dit ook. Kom ons vat mekaar se hande, en ons sê, ons gaan nie hierdie pad net stap soos ons wil nie. Ons gaan altyd seker maak, wat ons goddelike GPS vir ons sê, wat is die pad. Ons gaan altyd seker maak, wat is die leiding, wat God deur sy Gees vir ons gee op hierdie pad. En dit gaan vra dat ek ingestel is op hom, dat jy ingestel is op hom, dat ons almal ingestel is op hom, sodat ons, dit God beplan iets, hy weet wat hy vir ons wil gee. Kom ons mis dit nie, deur te maak wat ons wil nie. Kom ons luister na sy fluistering. Kom ons volg sy leiding. Kom ons vertrou. Kom ons maak ons so toe. Here, ek wil vir u baie dankie sê dat u trustworthy is. Dat ons weet, u is 'n goeie Vader, wat altyd vir ons die beste wil gee en die beste vir ons beplan. Ja, Here, partykeer weet ons, dit is nie noodwendig die maklikste nie, maar ons weet dat u ons wil shape ook. Maar dankie dat ons weet, u liefde vir ons is so oneindig groot, dat u nooit doelbewus vir ons op 'n pad sal sit, wat vir ons net ellende sal bring nie. En dankie dat u Gees in ons gesit het, om ons te lei, om ons toergids te wees, om by wyse van spreek ons GPS te wees. Maar ons moet vanmôre bely, Vader, dat so baie keer ignoreer ons u Gees. So baie keer, Heilige Gees,
prompt U ons en praat U met ons, maar ons maak ons ore toe en ons ignore dit, want ons wil doen wat ons wil. En o Here, so baie keer is ons so gefokus op onsself en is ons trapped met die wêreldse goed, dat ons nie eers meer bewus is van die Heilige Gees nie. En nie eens weet wat is die leiding van die Gees nie. En my gebed vir ons gemeente, vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, Here, is dat ons sal terugkom na daardie plek toe, waar ons regtig in kontak met U lewe, waar ons in kontak met U Gees lewe, waar ons geestesore oop is, Here, en ons ingestel is om te hoor wat U sê, waar ons ingestel is op U GPS om die leiding te volg, en dat ons dit nie met 'n halwe hart sal doen nie, dat ons dit met 'n willing hart en met 'n ontvanklike hart sal doen. En dis my gebed vir ons gemeente ook. O Here Jesus, ons wil nie hierdie pad op ons eie stap nie. Ons wil nie net doen wat ons wil en wat ons dink is die beste en die goeie nie. Ons wil doen wat U doen, want hierdie gemeente is U sin. Hierdie gemeente behoort aan U, hierdie kerk behoort aan U. U is die hoof en ons erken U vanmôre as die hoof. En ons wil die pad loop wat U vir ons sal lei deur die Gees. Help ons, guide ons, prompt ons, nudge ons, pull ons, praat met ons en help dat ons ingestel op U sal wees. Deur die Gees prompt ons. En ek vra dit in Jesus naam. En ek wil nou vra of ons uitmekaar uitgaan. Wil ek eers vir U dankie sê vir almal wat deel was van die diens. En ek wil nou U vrede afbid oor elkeen. Ek wil die beskerming oor elkeen afbid. Ek wil die seën oor afbid. Vader, ek wil die guns oor elkeen afbid. Here Jesus, ek wil vra dat elkeen sal toevou in die liefde en genade en in die bloed. Ek wil bid vir gesondheid. Ek wil bid vir beskerming. En ek wil bid dat U ons volgende week almal weer op hierdie wyse bymekaar sal bring. Vra dit in Jesus naam. Amen.